Welkom voor nog een episode van Kom ons praat met MMD. Yes. Zoals jullie weten, ik de Noven Koester, ook bekend als Mr. Koester, however you wanna call it. En aan die kant het ons van Mandel Franklin, ook bekend als Manny. En vandaag willen we ons op die bijna serieus raken. Oh man, bijna serieus raken in het topic van vandaag. En dat is iets wat mij al heel tijd plaagt. Dat is iets wat mij al heel tijd plaagt. Is mental health. Mens mental health. Ons wil 'n bietjie delf in wat ons dink van dit en wat ons dink wat dit is. En dan gaan ek ook 'n paar statistieke noem rondom die suicide getalle. You understand? En die topic is baie fitting vir ons because ek en Dibra is baie opposite. Dibra is hy manly man persoon like jy boys don't cry. En ek is like hy express your emotions. Verstaan jy? So ons is totally opposite. As ek nou kom by dit so, dit sal 'n interesting een is om te kyk hoe ons albei dink rondom mens mental health en wat dit is. En as 'n ding wat baie min oor gepraat word. Let's be real, as 'n ding wat baie min oor gepraat word, is eintlik 'n taboe. In vandag se lewe because hulle mos die statement in dot a must. 'n man moet. You understand? So many, ek gaan oorgee vir jou bro, since jy die manly ene is. En ek oorgee vir jou. Ja, soos jy gesê het, is iets wat ons hier regtig oor praat. Kyk, ons manne, ons is maar net so in ons gene, en die krampers is in die gene, en dis maar net hoe ons is as manne. Ons is nie altyd expressive. En wat ek geleer het van my vriende wat die langs my sit, hy is baie hy sê dinge en as hy voel hy wil 'n traan stort, dan stort hy maar 'n traan. Sien, but ek is nou meer opposite as dit nou by dit kom. Ek is 'n persoon, ek is so it is what it is. En gaan aanstaan op die man. En dit is moeilik want op die einde van die dag is dit nodig om 'n vriend saam moet hê wat jy jou goed te kan express. Sien, hy sê altyd vir my as ons miskien gesels oor die foon, dan gaan hy miskien ons ken mekaar nou 'n geruime tyd. Dan gaan hy miskien vir my sê, wat gaan dan bro, jy klink 'n bietjie af. Hy gaan vir hom sê, ja, is niks fout nie. Leek maklik in die hospitaal uit dit. Met 'n hartoortplanting en ja, so hy klink baie waar. Sien, ek is maar net so, ek is nie een wat regtig my gevoelens sal express. Ek is ewens in my huwelik ook so. Ek express nie regtig my feelings hiervan. Ek verwag meer my vrou moet haar net express. Ek is maar net so, ek wil nie swak wees of swak lyk nie, dat ek maar rade so sê. En hulle sê dat mense wat so is ek sê baie meer emotional as wat mense kan dink. Sien, ek is 'n man ja, but nou en dan gaan ek is 'n mens, ek is nie 'n robot nie. As iets my gaan pla, dan gaan ek bietjie stil sit, dan gaan ek bietjie dink aan dit en so hy. But ek gaan dit nie somme noem om te sê ek gaan nou deur die situasie nie. Sien, ek gaan maar rade deur dit gaan en vir myself sê ek is 'n man, ek moet die pans vat. Sien, ek moet my familie protect. Ek moet my vrou en my kinders moet ek happy hou. Ek moet dit doen. Ek verwag nie my vrou moet dit doen aan my nie. Van hulle sê mos wat die spreekwoord mos happy wife, happy life, as niks van 'n man nie. Happy husband, we don't care. Dis basically hoe ek dit sien. 'n Vrou mens waar nie of jy nou happy is of jy happy is, staan op jy's 'n man. En dit is maar nou net hoe ek groot geraak het in my huisin. En dit is hoe ek is. Want op die einde van die dag, as ek nie sterk gaan wees nie, as ek en my vrou deur die situasie gaan, dan moet ek sterk wees vir myself en vir my vrou. Dit is maar nou net hoe ek is. Want ek weet baie ouens is nie so nie. Baie manne ken nie al die prese handle nie. Sien, die skrif sê die Here gaan jou 'n kruis gee, maar hy sou nooit 'n kruis gee wat jy nie kan dra nie. En soms ken ons as manne nie, ons ken nie 'n kruis dra nie. Dis hoekom dit belangrik is om jou feelings te express en ek het baie oper geraak nou wat ek vir Koester ken. Het ek bietjie meer oop geraak omdat hy baie oop is. So ek sal as hy vir my iets sê wat bietjie emotional is en so aan, ek gaan vir hom sê my bro man up man, los hy boon, maar ek gaan dit voel om te sê hey, as 'n bietjie van 'n tricky ene of as 'n diep situasie. En baie van ons gaan obviously soos hy moes nog genoem het, ons gaan maar na die tou toe. As ons voel dinge raak nog bietjie te erg. Of ons gaan na die blyde toe en ons steun ons pause en alles kom goed te. En is baie weinig dat jy sommer regtig 'n vrou gaan hoor wat so is hy. Dis meer manne. En hoekom doen ons dit dan? Wat is hier? Hier gaan ons dan deur so baie dinge.
En soms is maar nog net, ek sê altyd vir my vrou, is maar net 'n fase. Dit is hoe ek dit sê. Is maar net 'n fase. Swaar kry is maar net 'n fase. Emotional of deur 'n emotional struggle gaan, is maar net 'n fase. Jy gaan buitekant dit kom. As jy unemployed is maar net 'n fase. Jy gaan employed raak. Maar baie van ons voel die druk so erg dat ons ken dit nie handle nie. Ons ken dit nie handle nie. En dan breek dit ons as manne, especially ons as manne. Sorry, want ons moet baie dinge dra. Ons moet ons vrou dra en ons moet ons kinders dra. Ons vrou dra nie ons nie. Ons vrou dra ons alle kinders. My vrou dra my kinders. Maar ek dra my vrou en my kinders. My vrou dra nie my nie. Is nie haar plig om my te dra nie. Want sy is my vrou. Ek is die man. So ek moet doen. Ek weet hy het 'n different, ek ken vir dit nou. Sien my smile, dis 'n Hy het 'n way different perspective hoe hy dit sien. By hom is dit meer 'n fout, maar hy gaan my nou hom gedeelte gee is meer 'n 50-50 ding. Want ek voel my net in 'n verhouding 'n man moet altyd die voorbeeld wees vir 'n vrou. Want 'n vrou wil kan sien dat my man kan vir my staan. My man kan opstaan vir my. My man kan opstaan vir hom gesin en so aan. Wat is moeilik, is baie moeilik koester. Is nie maklik nie. Ewen die ouens wat dit doen ook, is nie maklik nie. Dit is glad nie maklik nie, is moeilik. So dit is maar my opinie. Kom maar deur maar jou 50-50 storieetjie wat jy doen. Maar hy is my opinie. Ja, kyk, ek sal nie sê ek is 'n 50-50 ding. Ek is die ene wat ek was mostly grootgemaak deur vroumense. Like my ouers het getrou, ek het eers my like by my pa kom bly toe ek op hoërskool kom. Hulle het my net gevat like vir weekends. So 75% van my upbringing was met vroumense because waar ek groot geword het, daar was net vroumense. So dit het gemaak dat ek na hulle geselskap luister hoe hulle in tune was met hulle emotions. En obviously mos nou jou surroundings affect like wie en wie is en dit afgesmeer aan my. So ek is die tipe persoon soos die as ek iets op my hart het, wil ek graag na 'n persoon toe gaan en kan gaan gesels met hy persoon sonder dat hy persoon my judge en sê ja, man up. Ek wil net hê 'n persoon moet my bro net sympathise aan my bietjie. Like as ek iets heavy op my hart het, ek wil nie gaan na 'n persoon toe wat vir my gaan sê man up en ja, is 'n moffie of whatever the case may be. Sorry vir die term, but jy swak in bou because as niks swak as om jou gevoelens te expressie. Dis hoekom ek gesê ek gaan 'n interesting ene is because dis hoe ek voel. As niks swak om bietjie te sê ja, ek kan nie. Daar is niks swak om te trend dit because ons sal nie altyd kan nie. Okay, by the favor and the grace of God, het ek altyd ways and means gevind om seker te maak my family is sharp. You understand, ek het deur 'n periode gegaan van unemployment, but even during that, het my vrou even vir my nou net gesê, ja, wie wat ek kon nie eens hy wou voel nie, because ons lifestyle, ons level of whatever ons gehad het, was nog steeds daar gewees. Verstaan jy? So ek bring my deel, ek as man, as provider, laat dit nooit slippie man, ek is haar, ek maak dit altyd gebeur, maar het is net soms wat jy voel, dat is net te veel. Verstaan jy? En dis waaroor mens mental health gaan en dis hoekom baie van die ouens verkies om selfmoord te gaan pleeg. En soos ek gesê het, ek gaan 'n statistiek bring. Weet jy dat 75-80% van suicides is mans? Wat jy weet. That's interesting. In Suid-Afrika elke dag is daar 23 suicides. Kan dalk nou meer is. As dit nou net manne. Dit is die total, wat as hulle sê 75-80% is net mans, so which means dat julle total kan basically net soveel mans wil wie mans is. Verstaan jy? En hoekom dit is, hoekom ek sien dit is because deur daai mentality dat ja, manne moet sterk is. Manne moet dit doen, manne moet dat in tot 'n mast. Daar is hy ding by my. As ek voel, ek gaan nie hier opkrop en opbottel tot op 'n punt waar ek voel ek moet nou iets aan myself doen. As ek 'n ding voel, weet dit nou met wie is, ek gaan vir jou sê. Because ek gaan nie net hy ding my oplet in die binnekant nie. Ek gaan nie haar lê en huil en sal ek gaan jou sê, hoorie, die ding wat jy gedoen het is nie reg en so voel ek reg. En as ek moet huil vir jou, gaan ek huil vir jou. As ek geraak voel deur wat jy gesê het en ek voel dit as heavy emotional en ek voel ek moet 'n transport, ek gaan huil. Because daai is my uitlaatklep because daai swak man, jy swak. Ja, dit gaan sien hoe gaan dit. En daai vir my is uitlaatklep because daar was 'n tyd waar niemand gehad het om met te gesels nie.
Toen mijn ouders hier een groot echtscheiding gegaan had en dat het mij geëet en ik het voor de eerste maal experience wat ik heb nooit geglo in depression nie. En ik heb voor de eerste maal tijd experience wat depression is en ik heb niemand gehad om in te praten tijd dat ik en mijn vrouw maar pas begin ik denk het was een jaar of zo. Verstaan je? So ik kon niet naar haar toe gaan. Imagine, ik ken niet eens die bra lang, die bra kom zeggen, mijn ouders was kwijt. Ik voel zo. Verstaan je? So ik heb niemand gehad om in te gesels. Maar die vrienden wat ik gehad had, het ons allemaal het wijs gepaard. Allemaal het op hulle eie ding gegaan en allemaal het hulle eie ding gaan doen. So ek het letterlijk niemand gehad. En dit het my opgeëet. You understand? Dit is net voor ek hom gemeet het, eintlik by die werksplek. Net voor ek hom gemeet het en ek het die Heibo altyd opgebottel. Ek was 'n baie angry persoon, like enige iets was 'n switch vir my om te trip en wil vuis te slaan. You understand? En ek het agterna kom uitvind dit is nie die way om hierdie lewe te gaan. Dis hoekom ek nou vandag so is because ek weet wat dit is om emotions op te bottel. Ek weet wat dit aan 'n mens doen. Ek was 'n baie explosive persoon. Jy moet eens as ek like verby jou loop en jy lag en ek assume soms vir my en ek wil uit dit bond staan. You understand? Ek wil uit dit bond staan because ek voel getrigger dit elke ding. En daai is die gesondheid. Dis hoekom mense, veral mans, chance reach uit. Kry vir jou 'n bra wat na jou gaan luister. Kry vir 'n persoon wat nou gaan luister. Kry vir 'n therapist in fact. Man. Kry net vir iemand wat jou emotions kan laat uitlaat because daai suicide ding is 'n ding wat bottel van binnekant af in. Is iets wat jou van binnekant af weet gaan gesels met iemand. As jy nie wil nie met iemand gaan gesels, 'n vriend, wat dink jy miskien hy gaan die ding versprei, het ek 'n hotline. Waar ook 'n SMS. En die SMS nommer is 31393. Ek herhaal weer is 31393 en die is nie 'n ad vir daai company wat dit doen nie. Like as 'n hotline waar jy kan SMS, hulle bel jou en hulle vat daarvan aan as jy voel jy kan nie met iemand gesels by jou nie because baie van ons rede hoekom ons so voel is because as ek met Manny gaan gesels, Manny gaan gesels met Pieter. You understand? So guys, ek weet ons het twee meningsverskille, maar ek weet die feit dat daar so baie suicides onder mans is, weet ek dit is because ons het nooit regtig mense om mee te gesels, mense wat daar is vir ons. So kry vir julle iemand wat julle met kan gesels mense. Kyk, as ek nou luister na wat jy praat net. Jy weet, my woorde wat ek altyd voel sê is dat as altyd mense wat deur erger dinge gaan. Sien, ek het altyd daai spreekwoord om te sê dat met whatever ek deurgaan, moet ek net vir myself dink as mense wat deur erger gaan. En hulle survive dan nog. Hulle is nog op hulle bene. Sien, dit is maar hoe ek voel. En soos ek gesê het, is 'n moeilike ene, especially vir manne want ek kan koester, ons ken mekaar. Hoe lank het ons nou mekaar? Sinds 5 jaar, is dit al 5 jaar? Ja, so baie 5 jaar. Nee man. Ons het gemeet voor COVID even. En COVID was in 2020 en 2025 nou. Ja, die tyd loop, ja. Tyd loop gewoon. Okay, maar ons ken mekaar 10 jaar dan. 10 jaar, ek dink is about 6, 7 jaar. En ons het nooit regtig, ons verhouding was bietjie up and down geweest aan die begin. Is maar net greet en soos hy ons het soos ouens. Greet. Maar ons begin regtig seker vir 2 jaar het ons begin regtig nou begin vriende. Ja. Ek kan amper sê broers geraak het vir mekaar. Vir die feit dat ons is emotional oop met mekaar en dit is iets wat moeilik is want ek het vriende wat ek voorheen moes nog voorkoester geheer het en hulle was nog nooit so oop met my soos wat hy oop is met my nie. En is iets wat 'n mens aanleer by 'n vriend is belangrik, spesiaal tussen manne. Ons weet as ons uitgaan, is 'n boys night out, is net drank alles is na, is blok na, maar ek weet nie as koester huis toe gaan hy maar gaan lê en hy la by die huis for whatever reason hy deur gaan in hom lewe nie. Ek weet nie self van nie, want ons wys ons emotions vir mekaar. En hy is een wat ek en die man langs my sy mekaar aangeleer het. Sien, evens ek het ook begin oorbraak, hy weet dit, ek het ook begin oorbraak en sê, hey my broer, man, gaan neer die en ek voel plat geslaan, die aarde, ek is plat geslaan, en dan het altyd vir my encourage om te sê, kyk, jy maak so, man, belief, en soos hy, en dit is hoe ons mekaar maar opbou, op die einde van die dag, en dit is wat belangrik is, ons moet mekaar kan opbou, as manne, want ons weet, ons het die hy met mekaar om te sê, my bro, kyk, joh, ek en my vrou gaan deur die situasie nou en ek ken nie meer nie. Van die laas het jy en jou vriend so geselskap gehad met mekaar. Want ek het een keer ook met hom gepraat, ons ook 'n bietjie paar goedjies gevat het.
Toe praat ek met hom, toe sê ek vir hom, wie wat nee, is belangrik om vriende te hê in jou field en met wat jy met besig is in jou lewe. Kyk, ek is nou getroud, hy is ook getroud. Sien, so ons het conversations wat ons kan het met mekaar. Ek het vir hom gesê, as ek en hy vriende is en ons het nog 3 braze wat ongetroud is, wat se relationship het ons met mekaar? Ek en hy gaan baie goed met mekaar kan gesels. Maar wat gaan hy manne praat? As ons nou uitgaan na 'n klub toe, ons 5 gaan uit na 'n klub toe. Wat is die most conversation wat uit gaan kom? Ja, kyk, hy kan, kyk hy praat oor my kar en hy praat oor, maar ek en die man gaan net, ek gaan nou vir hom sê, ja, my small is skool vir ons is hiermee wil. Ja. Dink aan hy hoe ja, so 'n beter werk of whatever. Ek en hy gaan so conversations hê. Maar hy manne gaan nie sulke conversations van hulle single manne. Sien, so is belangrik die team wat jy met bond, jou vriendekring wat jy het. Jy moet beweeg in jou vriendekring met waarin jy in jou lewe is. Jy ken nie in 'n lewe situasie is waar jy wil settle en jy wil 'n vrou hê en jy wil kinders hê en jy wil getroud wees en jy wil settle, maar 6 van al jou vriende is single. Hulle gaan almal vir jou sê, my broer, moenie hy ding doen nie man, jy is mal, waak jy nou trou, jy's nog jonk, die lewe is nog lekker hier buite. So is belangrik vir jou vriendekring van hulle weet nie wat jy deurgaan nie. Sien, so is belangrik ons hy goed met mekaar kan praat om te sê, my vriend, nee man, hy's maar hoe jy dink in die situasie, maar ek voel ek wil die ding doen. So staan my by. En as jou vriend jou nie kan bystaan in jou situasie nie, beweeg maar my vriend, gaan soek vir ander brasse. Van kleerlik gaan hulle nie vir jou werk nie. Ons almal het vriende gehad toe ons op laerskool was, toe ons op hoërskool was, na skool wat ons gevoel het, dis my best friend forever, is for life die. Wat soos die lewe aangaan, dinge verander, mense verander. Dinge, jou pathways, jy raak groot, jy kry jou familie en jy kom minder in kontak. It's life. It's life. Het is wat het is. But at least moet jy een het wat jy kan sê, want ons weet vir 'n feit, jy kan nie alles met jou vrou praat nie. Nooit. Sien, om swak te wees, jy kan nie vir jou vrou wys jy swak nie. Ek sal raad vir my bra wys ek is swak, maar nie vir my vrou nie. En dit is wat belangrik is. Ons ken nie vir ons vrouens wys ons is swak. En ons braze, ons wys die hele wêreld ons is swak. Dit is waar die goed te kom. Dit is waar die emotional gaan begin raak. En dan gaan begin nou die stoel nader trek en die tou bietjie af, as hang aan die dak en dan gaan ek. En dan vir wat? Vir wat? Want volgens my, as ek selfmoord pleeg, soos ek vandag is, ek het 'n vrou en ek het kinders, ek is selfies. Ek is baie selfies as ek selfmoord pleeg. Want hoe moet my vrou om agter my kinders kyk en ek is nie aan nie. As ek deur natural behoor moet sterwe, is dit fyn. Want as ek myself moet pleeg, dan is ek selfies. Van ek het dan 'n kind van 2 jaar en 'n kind van 7 jaar, ek is selfies. Jy kan nie vir my sê ek gaan deur so erge ding dat ek moet nou myself gaan hang nie. Want ek gaan die situasie beter maak. Ek gaan nie meer hier is nie en my vrou gaan sukkel. Sien, so kom ons praat met mekaar om te sê, my vriend, ek gaan deur die ding man en ek kan nie meer nie. Kyk my, ek kan nie met my vrou die ding praat nie. Van my vrou gaan ook miskien deur haar probleme of whatever. Ek wil jou hê so, kry hy vriend. Ek weet baie van ons ken nie terapeut gaan sien van ons wil nie met 'n stranger praat nie. Van hy is obviously hy mens se werk hy. Hy mag maar net vir jou sê wat hy voel en hom feel wat hy geleer het is reg, maar dit is nie wat jy wil hoor nie. En dit sê forgive yourself. Ja. Hulle gaan sê forgive yourself of wat? Ek gaan deur baie dinge, jy kan nie vir my dit sê nie. Ek wil relate. Sien so, kry vir jou vriend soos Koester. Sien, kry vir jou vriend soos Manny wat met jou gaan praat en sê my vriend, nee man, kom bietjie terug. Hy's van die pad af, guys, hy is nie daar hy nie. Moenie dit doen nie, moenie hy doen nie, van ons guide mekaar. Ja. In friendship, en in ons huwelik guide ons mekaar. Ek is nou miskien 'n jaar bietjie langer as hy getroud, wat ek leer ook nog. Jy kan 10 jaar, 20 jaar getroud is, maar jy gaan nog steeds leer. 'n Man wat gister getroud is, kan jy nog steeds iets leer wat jy nie sou geweet het nie. Sien, so kom ons hy met mekaar uit gesê, hy die nommer vir julle gegee, die SMS vir julle gegee. Ja. Julle kan comment in die comments ook, julle kan praat, ons kan praat met mekaar man. Ons dink altyd maar nee, ek is 'n man en ons kom van die Adam en Eva era af en Adam moet gaan span en Adam moet die ding doen en Adam en Eva se straf is dit, hulle moet kinders baar en is daar hy en ons moet altyd die klippe eet van die wêreld. Het 'n vriend. Het iemand om saam te praat. Dit is wat belangrik is, het iemand om saam te praat. As jy nie iemand het nie, maak 'n plan om iemand te kry, otherwise jy gaan langboom moet doen. Jy gaan hy koekom hier aan boef hier. Right, my familie, vriende, want jy het nou dalk hier en daar 'n joke gekry word, maar dis baie serious dit. Verstaan, Island die nommer gekry het, ek het net rewind die nommer gaan kry.
wat soos hy gesê het, en soos ek ook gesê het, kry vir jou daai vriend. Ek dink, daai sal nie al jou probleme oplos nie, maar dit gaan vir jou escape is, 'n gateway is, om jouself te express, om te weet, okay, nee, kykie, ek ken hy praat toe gaan. Hy weet, dat maar nou wat is, hy ken maar nou bezig is met wat. As ek voel nie gaan nie, ek moet hom bel, of ek wil hom kom visit, of whatever, ek sal het doen, because it's beter vir my, om vir hom te bel, as om 'n ding, 'n self-inflicted ding te gaan doen, wat miskien kon oorgewaai het na tyd. Ons sê nie, in al die gevalle, van mense selfmoord pleeg, as 'n bou wat hulle kon oor het gekom het nie, ons sê nie so in die pad, ons sê waar jy kan gesels, waar jy kan praat oor het, doen so, don't inflict self-harm, gaan praat, meeste van ons ken nie 'n therapist voor die, kry vir jou die vriend, of wat ek ook altyd doen, guys, dis 'n tip, ek gaan hulle nou onkeim sit, dis 'n tip, order vir jou Uber, hier vanaf tot op die verste punt, en terug, dan gesels jy met die Uber driver. En dit wat ek ook doen, ek weet pas, die kans dat ek hy vraag gaan kry, is baie skraal, ja, order Uber en gesels met die Uber drivers gaan seker kom en nie om te sê dat hulle baie mense stories gehoor het, but, all jokes aside, kry vir jou die persoon, ja, enige om te eer? Ja, ek is alright. Okay, catch ons op die next video, ja, asseblief, follow, share, comment, doen allerlei goede. Yes, kom ons praat met MND. Peace out.